Yes, Lord. Vader, dankie dat ons hier kan wees en dankie vanmôre ons die woord kan oopmaak om te hoor wat U vir ons te sê het. So belangrik. En ek wil U vra so Heilige Gees om dit vir ons oop te breek, lewend te maak, dat ons dit kan verstaan, dat het ingang kan vind in elkeen se hart vanmôre en dit kan vrug dra tot eer en verheerliking van U naam. Dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het. Ek prys en ek loof en ek aanbid U vanmôre. Elke versterking van buite af kanselleer ons. Stel kragtloos teen hy dinge terug waar dit vandaan kom in Jesus naam. En Here, dat die engele regmatige plek sal inneem binne die kerk en buite die kerk. Om daar te wees, ons te beskerm, saam met ons in die diens te wees. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Laat die kinders van julle sê, Amen. Amen. U mag maar sê, dankie. En ons gaan lees 13 tot 15. En my titel van my boodskap is die twee paaie. Mens moet verstaan, weet ek sê altyd, as jy nie hoor, as mense, kom ek stel dit so, as mense dit nie hoor en verstaan, hoe kan hulle dit verstaan? As jy nie die waarheid hoor, kan die waarheid jou nie vry maak nie. As die waarheid lewe geword het, kan die waarheid jou vry maak. Jy sal nooit 'n verskoning dan hê op die einde van die dag, omdat jy seker nie geweet nie. Dit is belangrik. Daarom wil ek vanmôre oor praat, en is tog iets wat die mense alledaags gebruik, die nou pad en die breë pad. Kom ons lees wat hy sê, Matteus 7:13 tot 15. Dis wat Jesus aan die woord, hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Weet jy wat hy sê? Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou, nou praat hy van die tweede poort, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Vers 15. Maar pas op vir die valse profete wat in die skaapskleur na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Alhoewel praat nie van buite nie, werk nie van buite af nie, as hulle kan inkom, werk hulle van binne af, en die Bybel sê is roofsugtige wolwe wat inkom. En dit is so belangrik om te hoor wat die woord sê. Tot sover, wil jy sê, helemaal op die woord vanmôre. Wonderlike gedeelte, nou Matteus hoofstuk 7, luister my vir pastoor vanmôre, is nog deel van die bergpredikasie, sê net hoofstuk 5 en 16 hoor. Hoofstuk 7 van Matteus is nog deel van die bergpredikasie, en moet ek en jy het goed en deeglik bestudeer, sodat ons kan agterkom en hoor wat die boodskap vir jou en vir my is. En wat Jesus spesifiek aan hierdie skare wil oordra. Belangrik, weet ons lees hoofstuk 5 en 6, ons praat met bergpredikasie met aangaan hoofstuk 7 om te kyk ook wat die Here daar vir ons wil sê. Die kern van die boodskap is dit. Jesus sê dit self. Daar's net twee paaie, nie meer as twee nie.
En al twee die paaie lei na 'n poort wat sê daar's 'n ingang waardeur ek en jy moet ingaan. Daai twee poorte. So elke moet 'n keuse maak as hulle by kom. Die eerste een waarvan Jesus hier praat is die breë poort, 'n breë pad met die breë poort met 'n wye pad en dit lei, weet jy wat hy sê, dit lei na die verderf. En daar is baie wat daardeur ingaan. Nou luister wat pastoor sê. As jy maklik, kom ek stel dit so dat jy verstaan moet sê. As jy 'n maklike pad het wat jy loop en daar's geen versoekings en beproewings nie, gemaak seker of jy op die regte plek is. Ek het nog nooit gehoor van iemand, wedergebore kind van die Here, bloedgewaste kind, opregte kind van die Here, wat 'n maklike pad het om op te loop nie. Van die aanslaas teen hy persone, teen hy man, teen hy vrou, en die duiwel wil so ver as moontlik daai persoon aftrek van die pad waar hy is, en wil daai persoon laat twyfel in die Here. Hy wil laat twyfel, en die groot ding is, hy gaan vir jou sê, is jy werklik waar gered? So baie leuns wat hy gebruik om teen opstand te kom teen jou. So as jy 'n maklike pad het tot nou toe in al die jare van jou kinder of van jou wedergeboorte, wonder ek of jy op die regte plek is. Ek sê nie dat ek gesê nie. Maar as jy 'n ware bloedgewaste kind van die Here is, kan jy verwag dat daar teenstand gaan kom. Want op die breë pad is daar 'n wye pad, 'n breë pad is daar 'n wye pad, en dit lei na verderf. En die Bybel sê daar's baie wat daardeur ingaan. Dan kom Jesus tweedens. Die tweede een waarvan Jesus hier praat is die nou poort met 'n smal pad. En luister wat hy sê. Hy sê die nou poort met 'n smal pad is wat na die lewe lei. So een lei na die dood toe en een lei na die lewe toe. Maar luister wat hy nou hier sê, baie interessant. Maar daar is min wat dit vind. So wat sê dit by? Ek en jy moet die nou poort en die smal pad gaan soek. Hallo? Want as ons gaan soek, sal ons 'n kruis gelou terug gaan, dan gaan ek jy wys daar. Met ander woorde, ons by die nou poort met 'n smal pad moet ek en jy gaan soek, want dit lei na lewe, daar is min wat dit vind. So die eerste een kan jy oploop, want die Bybel sê daar's baie wat op gaan loop, maar die tweede een moet ons gaan soek. Ons kyk. Ons gaan 'n bietjie verder nou. So Jesus stel dit duidelik dat ek en jy moet gaan soek na die nou poort en smal pad. Ek weet by iets in my mond sit, so dankie. Ek hoef nie te soek na die wye pad nie. Die duiwel sorg dat ek hier dit sien. Maar die smal pad is 'n pad wat ek en jy moet soek totdat ons dit vind. En Jesus kom en waarsku en wys ons hoe maklik jy kan afdwaal en jy op 'n pad oplaat wat reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. En ek wil weer môre saam met u kyk en vir u wys wat die raad is van Jesus vir jou en vir my. Die eerste punt onder dit, die eerste punt, jy kan, as jy 'n kansie kry, so 'n bietjie huiswerk, gelees die hele hoofstuk 7 oor. Gelees hoofstuk 7, en gaan sien wat Jesus daar sê. Ek gaan 'n paar dit uit wat ek uithaal uit hierdie gedeelte. Maar luister wat hy sê heel eerstens. Belangrik. Jesus sê dat ek en jy as kind van die Here moet nie oordeel nie. Sodat jy nie geoordeel word nie. Lees dan.
Want by dieselfde maat waarmee ek en jy meet, word vir jou en my ook gemeet. Luister mooi. Ons moet nie veroordeel of kritiseer nie. Want sê Jesus, kyk eers na jouself. Nie een van ons is sonder foute nie. Hy sê, jy het 'n balk in jou oog. En jy oordeel jou broer of jou suster oor 'n splinter in haar oog of sy oog. Hy sê, maar maak eers reg voordat jy iets sê. Ons kan wel beoordeel, maar wanneer ons ook beoordeel, verwag die Here ons vir dit doen in liefde. So hy sê, moet nie, heel eerste belangrike stap, ons moet nie oordeel nie. Weet ek, lees 'n ander gedeelte, wat vir my baie interessant is. Hy sê dit die volgende. Hy sê, as jy die hart van die persoon ken, hoe kom jy dit bekend maak? As jy die hart van die persoon ken, hoe kom jy dit bekend maak? Jy tel 'n gees op. Die onderskeiding van geeste wat die Here vir ons gee, wat een van die gawes is wat ons ontvang, is wat jy mense kan onderskei. Jy kan onderskei die gees van die persoon. Jy onderskei wanneer daar geeste is van buite af, die duisterse magte ook. Maar jy kan ook in die persoon se lewe optel. Dis Jesus geleesde gedeeltes daar. Voordat hulle iets gesê het, het hy klaar opgetel wat hulle wil sê. Wat hulle gedink het, wat hy hulle gees opgetel het, onderskei wat in hulle harte was. En hier sê, ons kan nie, ons mag nie oordeel, of ons moet nie oordeel nie. Hoekom oordeel jy? As jy volgens daai persoon weet wat in sy hart aangaan, hoekom oordeel jy hom? Hoekom kyk jy eers na jouself en haal die bak uit jou oog voordat jy met daai persoon praat? Wat net 'n splinter in sy oog het nie. Mense is belangrik, en is een van die dinge wat die duiwel gebruik vandag, is om ander mense, dat mense ander mense oordeel. Do not judge others until you are prepared to judge by the same standards. So as jy hom gaan oordeel met dieselfde mate wat jy daarmee gaan vir jou gemeet word. As jy met skopgrawe vat om hy ou toe te gooi, skopgrawe gaan gebruik word om jou toe te gooi. Hoor wat pastoor sê. And then when you exercise judgment toward others, do it with humility. If you impute motives and pretend to read hearts, others will do the same towards you. So net dit wat die mens saai, kan die mens baie. Weet ons dink baie keer wat hy van praat, is net 'n saad wat in die grond spraak van miskien van finansies, nie. Ander dinge ook. Ons kan saad saai met ons woorde. Dinge wat ons sê, dinge wat ons kwytraak, dinge wat ons aan dink. En ons spreek daarin as 'n saad wat jy in die grond sit. So met dieselfde ding wat jy in die persoon se lewe saai, gaan dieselfde mate weer terugkom in jou. Ek sê boomerang terug. Jy saai persoon se lewe en dit boomerang terug jy toe. So moet dan nie oordeel nie. Dis die heel eerste ding wat die Here van ons wys. Doen jy dit, kan jy opland op 'n verkeerde pad. Hallo? Jy kan opland op 'n verkeerde pad. Tweedens, hy sê, alles wat julle dan wil hê, luister wat hy sê, dat die mense aan julle moet doen, doen so ook aan hulle. Hoe wil jy mense met jou antwoord? Hoe wil jy mense met jou praat? Ek praat van baie keer in die huwelik ook, man en vrou. Baie keer jy net 'n kort antwoord van beide kante af. Jy verstaan nie hoekom nie. So jy praat so, jy gaan terugkry wat jy gedoen het. Dit staat in die grond gesit het. Verstaan? Mens moet oplet daarna. Ons is nie perfek nie, maar luister wat die woord sê.
dat ek en jy, wat ons wil gedoen hê, wil ons hê, wat hulle ons moet doen, moet ons ook aan hulle doen. Aan ons kinders, aan ons man, aan ons vrou, aan ons medemens, by die werk, werkgewers. Ekskuus nog, doen dieselfde daar. Study staat daar. Wonderful condensation of the two tables of the law. That says a wonderful condensation of the two tables of the law. God help us to remember it. This is a golden rule. Hulle noem dit wat ek nou daar sê, dat ons moet aan ander doen, soos wat die mense wat ons doen, noem hulle 'n golden rule. And it never makes a mistake. And he that follows that shall lead a golden life. Hoe die pastoor sê, as ek iemand groet, en ek doen dit uit my hart uit, of met iemand praat, en ek praat met die persoon ordentlik, en ek, selfs op die foon, maak die saad nie, 'n saad wat in die grond sit, weet ek, dat dit wat gesaai word, gaan vrug voortbring vir my. Vir my. Soos ek reg praat en reg daai persoon hanteer en optree en liefde gee, en ek is daar, ek wil graag so behandel word, dan gaan dit terugkom na jou toe. En baie keer vra ons, hoekom, en dit is woord wat ek al gehoor het, hoekom praat mense met my so? Weet jy die ergens ek saad gesaai nie? Kom nou mense praat met my vanmorgen. Die ergens saad in die grond gesit nie, en die saad het ontkiep, en dit kom terug na jou toe, want jy het met ander mense net so gepraat. So doen goed aan ander, soos jy jouself goed gedoen wil hê. Moet nie teen dit gaan nie. Doen dit. Dan kom Jesus in die derde plek. En hy waarsku ons oor leiers. Iemand wat 'n geestelike vader is, veronderstel om te wees. Iemand wat jou mentor kan wees. Iemand wat 'n ouderling kan wees. Iemand wat in daai pos staan. Pastoor, maak nie saak nie. Hulle wat sê hulle lei jou op die regte pad. Maar eintlik is dit die wye pad. Nou, en ek wil 'n bietjie stil staan naby. Weet jy, as ons daar baie preke luister, ek het niks hoe mense elke preek maar seker sê wil. Maar vandag gaan dit rondom die ek, die persoon. Dit gaan rondom politiek. Dit gaan rondom baie ander dinge, behalwe die goeie nuus. Hoe kan ek my skapies variëre, of kom ek stel dit so, andersom. Hoe kan ek Jesus se skapies wat hy my toevertrou het, op die regte pad hou, as ek nie my deel doen nie? En ek bid dit baie, help my om die regte geestelike kos vir my mense te gee, is om hulle op my pad te hou. Dit is belangrik. Baie mense praat oor geld. Baie mense praat oor politiek. Baie mense praat oor allerlei dinge. Maar wanneer ons kom by die kern van die boodskap, moet alles draai rondom Jesus. Hy is die een wat ons dien. Hy is die een wat by ons staan. Hy is die een wat ons lewe verander. Hy is die een wat met al die eer kry, nie 'n mens nie. Verstaan? En as die leiers, en ek sluit myself in, die regte boodskap oordra, die goeie nuus verkondig, sy Heilige Gees die res doen. Onthou, as jy buite die woord preek, hoe verwag, as ek buite die woord preek, hoe kan ek verwag dat die Gees van die Here moet mense se lewens verander? Hy werk in lyn met sy woord, nie buite die woord nie.
wat voorgee is herders, maar eintlik is hulle wolwe in skaapsklere. Die Bybel sê dat vir ons duidelik dat hulle van binne af opereer, van binne af word dit gedoen, van binne af word die gemeente afgebreek. As 'n herder, luister wat pastoor sê vanmôre, as 'n herder net sy skape voed, luister mooi, en nooit waarsku nie, maak hulle vet om gedood te word. Kan ek dit weer sê? As 'n herder net sy skape voed en nooit waarsku nie, maak hulle vet om gedood te word. As hy hulle waarsku en nooit voed nie, sal hulle dan doodgaan van die honger. En hy sê dat die enigste manier om hulle te toets en te weet of hulle vals is of reg is om te kyk na die vrug wat daardie persone dra. Ons in die PPK's jare terug, toe ek op bekering gekom het, ek julle al vertel, het is 'n koortjieleier gehad wat koortjies gelei, my kom koortjies lei. Absoluut. Toe ons agterna, na die werk by my. En hy knoop so baie knoop, en hy self die knoop, en hy kan los kry in ondergrond, hy so baie so erg vloek hy. Maar Sondag staan op die platform, en hy lei koortjies. Maar sy ondergrond is dat toop hy. Verstaan? Nou. Hoe verstaan my, help my, hoe kan dit werk? Jy het predikers wat kan preek, as ouens wat kan preek. Maar as jy agterna kyk na die vrug, is daar nie vrug nie. My mond van nou lig op ek hoor iemand sê daar, man, as jy skaam met knoop nie. Hy is 'n pastoor by knoop. Nou, kom nou mense, hoe kan jy, ons nie vir een of ons sal maak nie, hoe kan ek hier op die platform kon staan? As ek nou gisteraand iets in die gang gehad of iets gedoen het, en ek kom met vinnig hier en ek kon staan op die platform en gee die mooiste preek, en ek is happy, die ouens is happy en ek gaan luister. Nee. Ek lê op my gesig elke oggend. Ek is vroeg op, volgende oggend, baie vroeg op, en ek bid en ek bely my enige ding is, Here, as enige sonde is, enige ding verkeerd, ek bely dit elke keer voor ek op die platform stap. Elke Sondag maak ek seker dat my lewe is reg en op daad voor ek op die platform stap. Hoe kan jy verstaan wat pastoor, hoor wat ek sê, luister wat ek sê, hoor my hart vanmôre. En dis wat Jesus hier so sê, hy sê dit. As hy nie die vrug dra nie, as hy 'n wolf met skaapsklere binne die gemeente. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy dit aan die skape doen van Jesus, 'n mooi gesig op wat 'n glimlag opsit en mooi aantrek en kom in Maandag tot Vrydag tot Saterdag baie jare daar buite. Maar sonder gebied op die platform. Of 'n partytjie saam met hulle kom die son hy nou toe. Eet uit beaches. As jy opklim met jou asem maar reg ry. Nee, mense asseblief. Die Here moet my help. Ek sê die Here moet my help. Die Here moet my help. Dis dan wat ek sê, dis wat die woord sê. Hoe gaan jy weet as ons op die toets aan die vrug nie? Ek sê nie, ek maak foute. Ek sê ek nie volmaak nie. Ek het baie keer gesê, sny my as bloed wat vloei. Ons maak foute. Maar mense streef daarna om reg te leef. Streef daarna om reg te leef, om te doen wat die woord van God sê op die einde van die dag. Dat mense nie 'n vinger na jou kan wys en sê dit. Jy gaan baie valse dinge gaan jy hoor, maar dat hulle nie vinger wys en maak nie saak wat mense dan vir jou sê nie. Al wat my saak was wat God van my sê.
As my sake reg is, het ek geen probleme, ek het nie probleem nie. Dis die belangrikste. So ons moet hulle vrug toets. Of die vrug reg is. Die vrug wat hulle dra. Want 'n goeie boom, sê Jesus hier, sy woorde, dra goeie vrugte. En 'n slegte boom dra slegte vrugte. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Dis hoe baie keer sê, ek is so geleer gewees, moenie elke profesie aanvaar nie. Moenie dat enigiemand vir jou hande oplê nie. Al profeteer daai persoon en hy ding word bewaar, ryk later van tyd. En dit kom uit nie te sê dat persoon hy's 'n profeet nie. Dit mag maar regkom, maar kyk na die vrug. Ek weet vir ouens wat geprofeteer het, dinge het die waarheid geword agterna, maar hulle lewe is nie reg nie. Hoe werk dit? Verstaan jy wat ek sê? So om dit so versigtig te wees, en die groot ding is mense hang daai persone aan, omdat hulle profesie wat hulle profeteer, dan kom die waarheid uit en hulle vat raak seker ding wat hulle sê, maar jy weet nooit wat agter die gordyn aangaan. Dis hoe sê ek, wys nie vingers môre nie, maar moet jy dat enigiemand sal vir jou profeteer, dit is belangrik. Kyk na die vrug, of die vrug reg is, of die boom die regte vrugte dra. Ja. Ons sal aan hulle vrugte ken. Vierdens, dit my getref, wat ek baie oor gelees. Luister wat Jesus sê. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Hy praat nie met sondaars daar nie, hoor. Hy praat met kinders van die Here. Hulle wat die Here ken. Maar Here, ek ken nie my nie. Ek het die naam geprofeteer, siekes gesond gemaak, duiwels uitgedryf en baie kragtig gedoen. Dan sal ek vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af, wat het my getref. Hoekom het Jesus dit gesê? Die woorde, nie elkeen nie, spreek van kinders, die woorde was hy, die woorde. Spreek van kinders van die Here en die sondaars nie, dit is skokkend, want hulle noem hom Here of Lord, wat my getref het daar. Hierdie daarvan Jesus hier praat, het alles in sy naam gedoen, deur die mag van gewoonte. Luister mooi. Want hulle het nooit 'n verhouding met Jesus gehad nie. Dis die verskil. Wie van mense sit die banke warm, vol, kerke is vol. Wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar hulle het nie 'n verhouding met hom nie. Dis die groot verskil. Glad nie 'n verhouding met hom. Those who were never born again called him Lord, but lived like they belonged to themselves. They were the Lord of their life, as shown by their conduct of lifestyle. Their actions of their life belied the affirmation of their lips. Met ander woorde, hulle dade het nie geklop met dit wat oor hulle lippe gekom het nie. Dit wat hulle bely het met hulle lippe, was nie deel van hulle hart gewees nie. Verstaan? En dis hoekom Jesus gesê het, hulle het geen verhouding nie. Hy ken hulle nie. Nou as jy verhouding met hom, sal jy mos ken. Hy sê jou ken. Hy sê, maar gaan weg van my af, ek ken julle nie. Vierdens, het hy gesê, vyfde plek, hoe sal ons dan maak? Jesus sê vir wat om te maak. Hy sê, gaan bid. Hou aan bid. Hou aan soek. En hou aan klop. Want hy wat bid, vir hom sal gegee word. Hy wat aanhou soek, sal vind.
hy wat aanhou klop vir hom, sal oopgemaak word. Doen die wil van my Vader wat in die hemel is, sê hy. Jesus sê, luister en doen. Opdrag. Want watter mens is daar onder julle, as sy, luister wat hy sê, as sy seun 'n brood vra, aan hom 'n klipstok gee. Of as hy 'n vis vra, aan hom 'n stakstok gee. Hoekom sal ons hemelse Vader ons iets anders gee in die plek van dit wat ons gevra? Hy gee liewers nie, want jy het te veel of het jy al reeds, of die tyd is nie reg vir dit nie. Verstaan? Hoekom sal hy nou vir my 'n slang gee as ek brood gevra? Dis wat hy dan sê, hoekom sal hy dan, as hy brood vra, of hy 'n klip gee, as hy 'n vis gee, of 'n slang gee? Jesus is ons gebind in sy naam, en ons vra hom kry wat ons ontvang, as dit die regte tyd is. En dis wat die Here ons daar wil leer. Alles hier rondom die 5de punt praat van 'n verhouding met hom. As jy 'n verhouding met hom het, dan vertrou jy hom. As jy hom vertrou, weet hy gaan vir jou pad oopmaak en hy gaan jou gebed beantwoord. Amen. Mens. Ja. Luister wat hy sê. 6de punt. Moet jy dit wat heilig is aan die ander gee. En gooi hulle pers nie voor die vark of die swyne nie. Sodat hulle nie met hulle pote vertrap nie. Dis kras woorde as ons daarna kyk. Wat wil Jesus vir ons hier sê? Ons moet aanhou om die goeie nuus te verkondig, uitgemaakte saak. Maar deur al die lering, prediking, vermaning in liefde, luister en groei sommige nog nie of glad nie. Nou, ons kan die persoon vat en trek op die water as jy drink, ons maak jy te kyk, as jy wil sê, in die perk maak, by water vat nou maar drink nie. Baie keer praat jy met mense oor en oor, en mense luister nie. Ek sê nie, jy moet hulle los nie. Ek sê om bid dan vir die mense. Want om te praat en 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 nogmaals te praat, gaan help nie. As hy persoon die eerste keer nie geluister nie, die eerste keer nie gevra hoekom of waarom nie, gaan hy persoon nie dadelijk luister nie. En al wat ek en jy kan doen, in plaas van om ons sperrels voor die swyne te gooi, dat het vertrap word, wat dis wat hulle baie keer doen, dan kom het 'n teenaanval, en dan probeer jou sleg maak, om jy sulke dinge sê en sulke dinge doen. Hou aan vir die persoon bid. Dra die persoon op, as jou kinders, as jou familie is, maak die saak nie. Dra op en bid vir hulle, dat die Here by hulle gaan stilstaan. Vra die Here om daardie harde hart fyn te maak tot die fynste stof. Vra die Heilige Gees om in daai mense se lewe 'n nuwe ding te doen. En dit is belangrik, mense, om daai mense nie te los nie. Ek sê nie met hulle los en een kant toe skuif nie. Want ek sê, moenie aanhou dieselfde ding doen nie. Ek het al op 'n punt gekom, as ek met 'n persoon gepraat het, en ek die saad gesaai, dan los dit. Wat die persoon het gemaak is sy sake. Maar ek weet die Bybel sê, iemand sal kom en dit nat maak, en God sal dit laat groei. Solank ek die saad wat die persoon se lewe geplant het, dan doen die Here die res. En baie keer wanneer jy aanhou praat, dryf jy die persoon verder weg van die Here af, as die persoon na die Here toe kom. Saai die saad, leef die lewe wat jy moet leef, dat hulle in jou kan sien, en optel dat jy 'n kind van die Here is. Maak hulle nuuskierig. Dat hulle agtervra, wat het jy? Wat ek nie het nie. Dan jy by die persoon vertel, jy kan aan hulle oordra weer 'n keer, aan hulle verduidelik, wat het jy? Wat Jesus vir my gedoen het, kan hy ook vir jou doen. Dis uitgemaakte saak. Maar moet nie, weet baie keer wil ons baie ander dinge doen, maar doen jy net wat jy kan doen, as jy opening kry
plant die saad, dat daai saad geplant word en vertrou die Here om nie met daai persoon se pad langs te steek. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, die Here is dieselfde geredheid. Iemand jou pad langs gestuur om hy saad te plant, iemand het gekom en nat gemaak en nat gemaak en die Here het laat groei by die nag. Dis hoe dit werk. Ons kan nie persone maak die Here dien nie. En die gooi jou parels vir die swyne. Ons moet aanhou om die goeie nuus te verkondig as waar, lering te gee, predik en moet ons nie stop nie. As hulle in daai tyd nog niks gedoen het of enigiets kan ek gesê oor te gee nie, of aksies was daar oor te gee en 'n lewe aan Jesus te gee nie, dan los dit daar, maar hou aan bid vir die persone. Paulus moes die streep trek teenoor die Jode en die woord gaan verkondig aan die heidene. Hy moes nie sê later van tyd, want hy gaan kyk, daar sy deur sy hele prediking gaan en sy pad wat hy misloop, het hy wil hom bestenig, hy het hom gestenig, hy het hom gegeesel, hulle wil glad nie meer luister nie. So hy het sy parels vir die swyne gegooi. Toe maak hy teer toe wat hy gemaak, hy gaan preek toe vir die heidene. En ons verstaan dit baie keer nie, as daai persoon nie wil nie, gaan soek iemand anders te dan. Doen wat jy moet doen uit persoon se lewe en los dit dat 'n familielid is, maak nie saak nie, dat die Here die res in daai persoon se lewe doen. En die Bybel sê tog duidelik, vrouens, as jou man die Here nie wil dien nie, leef die lewe so, dat dit wat jy doen in jou toewyding tot die Here, daai man van jou jaloers maak en nuuskierig maak. Nie teepraat nie. Kom ek sê iets. Net as 'n klip in 'n bos, in die bos gooi vanmôre. Maak nie saak man of vrou nie. As enigiets teen die woord van die Here gaan, jy is getroud. Een van jou man of jou vrou sê wil dit doen, en hy steen die woord, as jy die reg om te weier. Amen. Die reg om te weier. Moenie kompromieer met die reg om te weier. Maar wanneer dit kom by die man as hoof van die huis, ja, ek stem saam, 100%, hy is die priester van die huis, ek stem 100% saam. Maar as die man die lewe lei wat hy moet lei volgens wat die woord ons leer, die priester van die huis, hoef jy nooit vir die vrou te sê, die Bybel sê jy moet jou onderwerp nie. Sy sal onderwerp, want sy sien wat in jou is. Raak nou stil, hè. Die vrou sê niks en sê, my pastoor, mama stil, is jy bang? Waar is dit so? En die Bybel praat spesifiek van die vrou. Dat haar liewe van so aard moet wees, dat die man eintlik jaloers word, opkyk na haar. Ek weet sy is beledig, sy is sleg gesê, sy is name genoem, allerlei dinge gedoen. En hy vrou maak haar mond nie oop, en kan dit nie verstaan nie. Kom nou. Kan nie verstaan hoekom my vrou niks doen nie. Dit prikkel daai nuuskierigheid. Allerlei dinge wat plaas in my vrou bly en sy dien die Here en Jesus se lewe word die Here geweerspieël. Hy kan dit nie verstaan nie. Dit is die regte manier. En baie wel gevra, ek sê sy teen die woord van die Here is maak nie saak of die man se kant afkom of die vrou se kant afkom nie, weier dit. Jy kan nie. Jy mag nie kompromieer en jou siel verkoop vir 'n bord lensies op as jy getroud. Kan dit nie doen nie. En dit is belangrik, en ek weet, ek sê nou, miskien kras gedoek vanmôre, maar dit is die belangrikste om te doen. Loop die regte pad, man, loop die regte pad, die vrou, en vertrou die Here om julle deur te dra. Vertrou die Here om die regte dinge te doen. En as op 'n punt kom waar dinge verskil, ek sê dit altyd ook wat ek trouens doen, maar jy op 'n punt kom waar jy verskil, sorteer die verskille uit
met liefde. Nie baseballbat saamvat en die vrou vat die krol saam, soos ons vandag dinge mooi accepteer. Dit gaan nie werk. Verstaan, groot pastoor sê, sorteer die dinge uit met liefde. Dit is die belangrikste. En dus kom ons dit vanmôre hier sien. Nie ons perls vir die swyne te gooi, die honde te gooi nie. Dit wat heilig is, vir die honde te gee, of te gee nie, die perls vir die varke te gooi nie. Dat hulle het vertrap, hulle maak 'n bespotting van die, ek weet, as daai persoon die Here glad nie dien nie, gaan jy so sleg sin die sien jy kan alwas nie. Op een van die dag. En maak 'n bespotting van die evangelie. Maak 'n bespotting van die dinge wat jy sê. Maak 'n bespotting van dit. Ek sien gestaan heel toevallig iemand wat al iets wys daarvan. Ek weet nie wat oor dinge is oor Mexikaner gewees. Ek kon nie hoor wat hy alles sê nie, maar hy het uitgeskreeu die Here se naam begin sleg sê, hy het dinge genoem. Ek kan maar nou nie kan nie dinge so op wie niks wat hy wil sê nie. En aangegaan en toe sê hy sê hy is dol, sê of water dan, maar nooit agtergekom en as die stem is besig om weg te raak. Hy sê, dis die persoon, don't mock God. Ja. Don't mock God. En hy probeer water drink, en nogmaals water drink, wil praat, ek kan nie praat nie, want hy gaan water drink, en later sy stem heeltemal weg. Don't mock God. Dis presies wat hier gebeur. Hulle maak die Here sleg, hulle wil jou laat sleg voel, hulle wil jou laat handdoek ingooi, hulle wil jy met omdraai, hulle wil jy met saam hulle dinge doen, moet dit nie doen nie, en baie keer kos dit 'n prys mense, om te sê ek weier, want Jesus Christus is myne. Ek behoort aan hom. Dit is iets wat ek in my gebedstyd wat ek sê dit. Ek sê ek Pieter Swanepoel, gebore 4/19/1951, is Jesus Christus se eiendom. Die duiwel moet weet. Ek is Jesus se eiendom. En ek wil hom nie graag teleurstel nie. Kom maar mense, ek wil Jesus nie graag teleurstel, ons doen dit ja, dan kom hy jou teleurstel, maar ek wil hom graag nie teleurstel nie. As ek sy eiendom is, wil ek hom nie teleurstel nie. As ek syne is, ek wil sy naam oplig en prys en groot maak. Ek wil hom nie teleurstel nie. Nou kom ek nou komprimeer. As ek komprimeer, sluit ek op een kant toe en ek sê, Here nee, jy moet maar 'n bietjie wag, ek gaan nou komprimeer. Dit werk nie so nie. Ek behoort aan hom, al as ek getroud, is ek nog syne. En ek het nog nie, toe die Here ons sien het, dat ons saam besluit, is ek in 'n pad staan met Here te doen, dan loop ek liewerste. En vice versa. Ek kan nie haar blokkeer nie, sy kan maar nie blokkeer nie. Ons dien die Here saam, ek kan nie vir haar sê wat om te doen. Ja, sy doen nie verkeerde dinge nie. Sy sê my vra verkeerde dinge doen, ons doen dit nie. Maar verstaan wat ek wil sê, so ons is Jesus se. Al is ons man en vrou, is ons Jesus se eiendom. Hoor wat ek sê? Ons is Jesus se eiendom en ons wil die Here nie teleurstel nie. Maak nie saak op wat se vlak ek van praat nou nie. In die huwelik, intiem, maak nie saak nie. Jy kan die Here nie teleurstel nie. Jy mag hom nie teleurstel nie. Nou is 'n baie stap. Dinge wat ek nie beplan het nie. Wat hy sy pastoor sê. Ons kan dit nie doen nie, mense. En die dinge wat Jesus vir ons hier in die gedeelte sê, gaan lees oor vers 7 oor, sê dit duidelik, dit is so maklik, jy loop net aan, jy dink loop op die regte pad, dan is jy klaar op die breë pad. Deur dinge wat jy gedoen het en toegelaat uit jou lewe, dat jy oorgeskep, net so vinnig so 'n trein oorskep oor die spoor, daai ding oortrek en gaan die volgende spoor, so vinnig jy van die een spoor gaan na die volgende spoor toe, dan as jy op die breë pad, jy dink is die regte pad wat jy beloop, op die Bybel sê die einde daarvan is die dood. Don't do it. As jy met jou mond bely het dat jy Jesus se eiendom is, dan bly jy sy eiendom. Moet hom nie teleurstel nie. Kan jy sê amen dan?
Kom ons sê vir Jesus dankie.